Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Nou ja, vandag gesels ek met Estie Stewart en ek het al eerder met haar gepraat vir die wat goed kan onthou en toe het ons hoofsaaklik gepraat oor die staptogte en fietsrytogte wat hulle daar onder in Cape St. Francis in die Kaap reël. Dis daar in die berge in en dit is wille togte wat sy en haar man daar aanbied. Blykbaar fantasties van die mense wat dit al gedoen het ek gehoor dat dit onvergeetlike avonture is. Maar vandag gesels ek met Estie oor 'n staptog wat sy self gedoen het. En dit is 'n staptog wat my nogal na in die hart lê, want dit is 'n tog hier in Nederland. En dit staan bekend as die Pieterpad. En weer eens sal julle vir my sê, Solet, met hoeveel mense gaan jy nog praat wat al die Pieterpad geloop het? Maar Estie se geval is heel spesiaal, want sy en haar vriendin het dit in een slag van die noorde tot die suide gedoen. Gewoonlik loop Nederlanders stuk van die pad. Sy het toevallig onlangs op RSG ook oor hierdie hele staptog gepraat, maar dit was natuurlik net vir 'n paar minute. So as jy daai RSG gesprek beluister het, moenie nou weggaan nie, want ek en Estie praat 'n hele 27 minute lank oor haar groot avontuur hier in Nederland. Lekker luister. Ek ken baie mense wat die Pieterpad al geloop het, maar eintlik is jy nou die eerste mens wat ek nou ontmoet wat die Pieterpad in een slag loop. Vir Nederlanders oor die algemeen plan hom so oor 2 jaar, en as hulle nou hier 'n kansie kry of daar 'n kansie kry, dan stap hulle nou 'n gedeelte van die pad. So, vertel my nou eers, wat het jou laat besluit om hoegenaamd die Pieterpad te stap? Jy weet, stap is my ding. En vir my was dit nog altyd iets wat ek wou gedoen het om baie ver te stap, en ek het nooit ver soos in meer as 4 of 6 dae aan mekaar, jy weet. Maar nooit gedink dit is iets wat in my lewe moontlik sal wees. Jy weet, dit is vir ons duur om te vlieg en jy weet, dit is nou maar 'n klomp faktore. En ek het 'n skoolvriendin, Marie, wat in Hoevelake bly. En so jaar en 'n half terug stuur sy vir my die link na Pieterpad en sy sê, hoekom doen ons dit nie vir ons 60ste nie? En ek dink een van ons twee het gesê, ek gaan sê ja, kom ons doen dit nie, maar ek gaan kyk toe. En so, toe het ek vir my suster, wat ook 'n vreeslike stapper is, gewys, en sy is toe net in die beplanning om in Spanje te gaan stap, en sy sê toe, as sy geweet het van Pieterpad, het sy miskien dit eerder gedoen. Maar dit is nie 'n ding wat bekend is nie, alhoewel die twee tannies al in die 70er jare dit begin stap het, en in 1983 is sy amptelik gelunch. My pa was 'n geskiedkundige, so ek kan nie feite onthou nie, maar hy het altyd die langste stories vertel. By een of ander kasteel is die tannie se voetspore, en ek het my voete so in haar voetspore gaan sit, en dit is waar die ding toe gelunch is in 83. So hy's oud, is nie 'n nuwe roete nie. Maar ek dink nie hy sal eintlik vreeslik bemark nie, want internasionaal bemark nie. Ons het geen internasionale mense daar teëgekom nie. Ek sien nou, ek volg nog steeds die stappers op Facebook, daar was 'n paar Australiërs, die een plek waar ons gebly het, die Gonnie vir ons gesê, Duitsers, Russe, weet, sy het 'n klomp internasionale mense al daar gehad, maar dit kan fietsryers ook gewees het. So die lank en die kort van die storie is Marie wat gesê het, Marie bly al 25 jaar daar, gesê, hier is 'n staproete, hoekom gaan doen ons dit nie? En toe het ons gekyk, hy's in 26 etappes verdeel, met ander woorde bene. So die ideaal is om oor 26 dae te doen. Nou, ek kon nie so lank van die huis af wegkom nie. Jy weet, dit is 'n situasie van nou work, nou pay. En mense het 'n huis en 'n man, en Marie het ook gesê, weet, haar man is al mooi, dit is hulle ook werk van die huis af. So dis nie so maklik om sommer net weg te gaan nie. Maar toe kon ons hom druk na 3 weke uit en tuis, wat toe vir ons 18 dae gegee het. En ons het baie mense teëgekom, jy weet, wat dan 1-2 etappes doen, en hy is ook so ontwerp dat jy van openbare vervoer gebruik kan maak. So jy kan met jou trein gaan tot by punt A en van punt B af weer terug huis toe gaan.
Um, ek moet sê, ek het 'n groene jaloesie om te dink hoeveel ongelooflike, pragtige plekke is in julle land om te stap. En ek hoop net almal doen dit, want joh, en dis wandel, dis nie hike nie, dis nie moeilik nie, dit is Nee, doenbaar. ja. Want ek wil nou sê, So, kyk, in Suid-Afrika is die hype is maar om die Camino uit een of ander hoek uit te bemeester. ja, Dit is ek ken honderde Suid-Afrikaners wat nou al die Camino meerdere kere gaan stap het. Uh, ja. Dink jy dat jy dit nou gemis is in jou lewe of het jy al die Camino gestap? Nee, ek was nog nooit oor see nie. Hierdie was my eerste keer nog op 'n baie groot vliegtuig ook. So Ja. dit was nou vir jou 'n baie lekker gebeurtenis gewees. Ja, nee, wat all in all was dit lekker. Dit was 'n wonderlike ervaring. Nou So, jy sê nou jy het dis wandel, dis nie hike. Was soos daar by jou die wandelings wat jy aanbied lyk 'n bietjie anderster. ja, daar's definitief 'n groot verskil. Jy weet, as jy nou dink as ons sê gou-gou vir iets voorberei, jy kan 20 km doen in 4 ure, afhangende van jou roete. Ander kere vat 20 km jou 8 ure. So ek het gedink, ek het met dit altyd gedink, jy weet, 24 tot 30 op 'n dag is absoluut doenbaar, maar wat ons misreken het, is ons het ons bagasie op ons rug gedra. Want Oei. dis een ding, dit is nie so moontlik dat kyk, in Spanje is dit al geoliede wiele, jy bespreek deur 'n agent, daar is iemand wat jou sakkie vat, wat ook al. Ek moet ook vir sê, baie mense wat ek al agtergekom het wat in Spanje gaan stap het, is nie regtig hikers nie. Hulle stap baie min in ons eie land. Want dis regtig okay, so om terug te kom na dit is nie voetpaadjies nie, dit is nie rotse nie, dit is nie nie daar is 2 berge wat ons uit is, maar ek bedoel dit is 'n maklike loopoppervlak. So dit maak dit klaar baie makliker. Die ding met die sakke op die rug het ons baie gou besef, ons is hier by 24 het ons genoeg gehad. Alhoewel die derde laaste dag toe ons kom kry het ons 28 gestap. Maar dan is jy al ingeloop, dan die sak is al vir jou, jy weet, maklik. Toe ek nou vir julle op dit dog ek, maar wat is iets ooit op my rug? Want dan voel jy dit nie, want jy het nou gewoond geraak na die 8 tot 10 kg. So dis is om te gaan loop. Dis is om hierso dorp toe te loop. Dit is regtig dit maak 'n verskil dat dit 'n maklike loopoppervlakte is. En ek glo in Spanje en Portugal, behalwe dat daar meer berge is, maar jou oppervlak is ook, dis nie 'n hiking oppervlak nie. Ja. Dit is 'n loopoppervlak. Het jy blare op jou voete gekry of is dit nie eers ter sprake met so 'n aktiwiteit nie? Nee, interessant genoeg, ek het 2 weke voor die tyd, toe kyk ek my skoene, so ek sê vir Erik, hoor, hierdie goed gaan nie nog 500 km haal nie. Toe bestel ek vir my ander paar, maar ongelukkig in die land, toe nou nie my nommer nie, en ek gestap toe by die see, toen ons toe 17 en ek maakte my enkel seer met die verkeerde skoene. En ek was so kwaad vir myself om te dink, ek het nou eintlik met 'n besering begin, maar Marie koopte vir my paar in Nederland my nommer, en ek maak die besluit om nie meer die nuwe skoene te begin stap nie. Alhoewel dit is maak wat ek ken, ek kan met hom aantrek in 20 km loop, maar nie 20 dae nie. En 3 dae voor die einde, toe voel ek net op die onderkant van my hakke asof dit uitgeloop is. En dit begin te brand. En toe sien ons, maar daar is niks meer padding in die skoen oor nie. Hy is nou in sy glory ingeloop. Toe kan jy glo, die aand kon sy nie vir ons slaapplek kry op die Pieterpad en ons gaan toe Roermond toe. En toevallig sê die gasheer van die vorige aand, maar daar is hierdie groot sentrum met fabriekswinkels. En ons is toe soontoe en gaan koop toe vir my 'n paar Columbia sandale. En toe is ek nou soos 'n Duitse tannie met die sokkies en die sandals die laaste 3 dae klaar gemaak. Heeltemal by die Ja, is daai sokkies en sandale, hoor. absoluut. Ja, nee, dit het die ding gedoen. So die Vader se genade dat ons wel by 'n dorp was wat daar 'n winkel was. Jy weet, die ander plekke, jy weet mos, daar's niks nie. So, maar ons het sulke skaapwolle ook gehad en ek sal nou vir iemand sê, daai skaapwolle is iets verrukliks. Oor jy druk dit in jou skoene en hy gee vir jou net daai padding en agterna gedink, maar omdat ek nie eintlik blaas gekry het, het ek besef hierdie brand op my voete is besig om 'n
maar dit was toe van daai interne blaase van die skoen, sit van Ja, onderaf net ja. niks meer. So mens moet daar 'n rookie fout van iemand wat veronderstel was om te weet wat sy doen. So, maar om terug te keer tot jou vraag oor Spanje, ek dink, en dit was nogal vir my en Marie 'n oorwegende faktor, want sy vra het of my wil ons nie eerder soontoe gaan nie. Toe sê ek nee, vir my gaan dit om na hun land toe te gaan. Daar is soveel lande in die wêreld wat ek nooit sal sien nie. Kom ons doen die een wat vir haar maklik is en wat vir my maklik is. Wat jy weet, om te bespreek, ons het een aand weer by hulle huis gaan slaap. So kom ons doen dit wat vir ons doenbaar is. En toe het ek ook besef, as ek so na die foto's kyk vir die mense op haar plein by die kathedraal en is 1000 mense, dan dink ek, dan kry ek so beklemming om my hart. Ek soek dit nie. Dit was vir ons heerlik. Ons het later so ontspan, dan lê ons onder 'n boom en gesels, en sê, maar dis eintlik 'n storie wat die kilometers kan korter maak. Maar jy weet, dis net ons, en dit was vir ons baie besonders, en ook die einde, daar's niks, ek weet mense vra partykeer van, kan hulle ou stempeltjie kry vir 'n ou paspoortjie, en weet die ding ook al. As jy so iets doen hè, jy moet dit vir jouself doen. Toe ons uiteindelik by Pieterberen aankom, nou spot ons, want op al die foto's staan almal onder hierdie selfie frame. Ek dink ek het vir jou ook so enetjie gestuur. Ja. Nou weet ons nie waar op hierdie berg, wat 'n plat ding is met 'n koringland, want sy naam is Berg, waar op hierdie berg is nou hierdie frame nie. Nou saak sulke dagbesoekers op 'n Sondag. Ek sê vir haar, hoorie, as ons nou ons ouderdom wil wys nie, dan moet ons net vir die kinders sê, ag sien nie gou vir die tannie, waar is die selfie frame? Never mind die einde van die Pieterpad. Kom dan, daar's nog 'n man en 'n vrou met die kinders, en ons vra of hulle kan hulle 'n foto neem, en ja, nee, hy neem 'n foto, en hulle vra niks, en terwyl ons nog daar eintlik vir die ding staan en kyk, en nie kan glo wat ons nou vermag het nie, kom haar vrou op 'n fiets aan, en sy het mense gehad wat vir haar gewag het, en hulle neem toe 'n foto, en toe besef ek, dit is waaroor dit gaan, jy doen dit vir jouself, daar's nie verwelkomingskomitee en ballonne en champagne nie, jy doen dit vir hierdie binnekant van jou, en so dis waaroor dit vir my gegaan het, hierdie geleentheid om iets te doen wat ek nog altyd wou gedoen het, saam met 'n kosbare beste vriendin, en ons kon dit net geniet. Ja. So dit is 'n les. Ek net gou verduidelik, dit kyk vir die wat nou nie weet nie. Die Pieterpad loop aan die ooste kant van Nederland, van noord na suid. Jy kan hom ook van suid na noord loop as jy regtig wil. Ja, Ek dink die meeste ouens begin maar bo in die noorde en dan loop hulle ja. af van die suide. En daar is voldoende plekke langs onderweg, het my kinders vir my vertel, hulle het dit al geloop, waar jy kan tuis gaan. Was dit met julle ook so? Kon julle voor die tyd presies uitwerk waar julle gaan slaap elke aand? Ja, omdat ons net die 18 stapdae gehad het, het Marie, sy het al daai werk gedoen, het sy gaan uitwerk, dat ons wel by die einde gaan uitkom. So ons het soms soos in Groningen, dit ons die bus gevat. Ons het besluit, ons gaan nie 10 km deur 'n stad loop nie. Ons wil in die natuur kom. So as ons by 'n stad gekom het, het ons daar gebus. So ons het party dae, die 30 km het ons 24 gemaak, bloot net sodat ons in 18 dae se tyd by die einde kan kom. Ek dink as jy minder gewig het raak, daar's 'n ou wat ek nou reg gelees het wat dit in 16 dae gedoen het, maar jy weet, ons het hierdie ervaring gehad van bo tot onder, ons het 440 geloop. Dit wat ons nie gesien het nie, was grootendeels die paar stede, en dele wat ons gelees het, wat industrieel of weer 'n selfde tipe landskap is. So, jy koop jy raak 'n lid van Vriende van die Fietspad, VOF, en dan gaan jy op die webwerf en jy kyk op die roete waar is daar akkommodasie, en jy bespreek dit bloot voor die tyd met 'n e-pos, en hulle wag vir jou, en jy betaal eers die volgende oggend. Dit was nogal interessant, niks van deposito of jy weet, sê nou jy kom nie, maar dit net so elke aand het sy die volgende aand se net weer bevestig. So dis absoluut doenbaar, jy kan van plaas tot in 'n dorpie, in 'n gastehuis, hotel, jy weet, jy kan gaan kies wat se tipe akkommodasie jy wil hê. En dit maak dit natuurlik vir iemand soos ons uit Suid-Afrika uit bekostigbaar. Jy betaal €35 vir bed en ontbyt. Ek betaal in die Baviaanskloof of hier plaaslik vir ons roetes betaal ek soms meer as dit. Dit afhangende van wat jy kry. So dit maak dit doenbaar, en
die 18 plekke wat ons gebly het, het ons 18 absoluut verskillende tipe mense ontmoet en dit was vir my kosbaar. Soos 'n vriendin hier ook gesê het, as sy nou oor see gaan, sy wil die natuur sien, die kos ervaar en die mense ervaar. En as jy Ja. so dit doen, dan tik jy al daai boksies. Ja, ja. Want ek dink iets wat baie mense nie weet nie, is dat jy in Nederland oor die algemeen oor enige landerye of boerderye of dinge mag loop. Dis baie selde dat jy 'n plek kry wat totaal afgespan is en wat sê hier mag jy glad nie loop nie. So dit maak die Pieterpad ook moontlik want die Pieterpad is nie in 'n of sê net maar 'n met 'n natuurgebied bedoel ek nou Ja, 'n er is 'n woud of reservaat nie nie. net nie. Nee, Ja, julle loop ja, fisies oor boere se plase en ja. allerlei plekke en dit kan. Dit is nie daar's nie reëls of iemand wat vir jou opwag met 'n haalgeweer as jy daar oorloop nie, né? Dit is interessant dat jy dit sê, want ek het dit nie geweet nie, want op 'n kol, jy weet die plek is nie al so goed gemerk nie. En in die begin, kyk van klets. Nou moet jy weet ons is 45 jaar gelede was ons saam op skool en nog nooit weer het ons saam op dieselfde plek gebly nie. Net altyd kontak gehou. So ons het stories gehad nie. So ons het so gepraat dat ons vergeet om vir die goedjies te kyk en ons ken nog nie die app nie en ons weet nog ek weet nie waar is noord of suid of links of regs nie. So op 'n kol het daar man ons te begin volg net om eendag te stuur hy hier by dag 3-4 ek kan nie onthou nie. Die eendag toe sê hy sien ons was amper in Denemarke maar hy spot toe nou oor die storie. Ons het 3 keer probeer om uit Wansum uit te kom, ons kon nie. Ons is 3 keer deur Goodyear verby nie. Dit was verskriklik. Dit ons nou later baie selfvertroue en hy stuur vir haar boodskap en sy stuur 'n hartjie terug en hy bel. Hy sê julle loop noord, julle moet suid loop. So toe ons nou nog dan retract ons presies tot waar ons verkeer gegaan het. En toe kom ons agter, maar daar is dit presies wat jy sê. Daar's ander stippellytjies. So, jy moenie terugloop nie. Volg net 'n volgende stippel en dan kom jy weer by die Pieterpad uit. Jy gaan in elk geval goed sien wat jy andersins nooit sien nie. So of jy nou linksom loop of regsom loop, jy weet jy gaan by see uitkom. So maar dit was vreeslik snaaks. Aan die einde het ons by een aand in Duitsland gebly in Selfkant. En dis toe die eerste dag wat ek met die sandaaltjies loop. Nou is dit vir my verskriklike aanpassing en nou is teen al die reëls waar is die ondersteuning vir die enkels, maar ek kon nie daai skoene mee aankry nie. Hulle was vodde. En ek sien toe die pad, ek sien nie as ons hier reguit loop dan presies wat jy sê, so altyd ek kan langs, maar nou sit 'n paadjie by die boer nie so baie gebruik en nou weet ek Maries verskriklik bang vir slange. Nou loop ek met sulke hoë tree en ek hoop net ons kry nou nie 'n slang nie. Sy dink toe dieselfde ding en sy besef toe maar ons dis die 28 km dag. Ons moet nou maar net by hierdie mense uitkom. En so kom maar in die middel van niks en nêrens is daar van daai groot geel padversperrings by die blou ligte op en 'n groot bord wat sê geen toegang, want dit is in Duits. Dit is lewensgevaarlike bome. Ons mag onder geen omstandighede loop. Nou Marie het vir my vertel van die regeltjies van Nederland. En so mag ons nie oor hierdie gras loop nie en so mag ons nie dit nie en so moet ons liewer nie daai nie en so moet ons eie stort skoonmaak. Ek sê hom ons dis 'n ander storie daai. So ek kyk haar so ek sê gaan ons hier loop of sy sê ons stap. En nou besef ons dis hoë bome, die wind kan kom. Daar is toe nog al 'n ander ou wat al gesê het hy moes op 'n plek omdat hy nie oor die boom gekom het nie. So dis maar waaroor dit gaan. Weet net, jy weet die reël is daar, so as jy net so oorkom, moenie vir my kom sê nie. Jy weet, ek het hom eens gewaarsku. Maar dit was net so random in hierdie middel van hierdie plaasgemeenskap, hierdie groot versperring beide kante, blou ligte, lewensgevaarlike bome. So ja, so jy mag oral loop behalwe as daar so 'n bordjie is. Maar dis nou vir my snaaks jy sê sy's bang vir slange want ek kan nie dink ek sal ooit 'n slang in Nederland gesien het nie. Jy weet ons bly hierso redelik in die plaas en Ja. al die jare wat ek hier is, ek daar is seker nog 3 slange oor. Ek dink die kans dat jy 'n wolf gaan sien is groter as die kans Ja. Nee, daar was een plek so groot bord hangplek vir slange, so dit beteken uithangplek sekere hangplek vir slange, maar toe ek sien het, toe sy so 7 meter ver. Dit sy deurgedraf. Ja, nee, sy het moes vir hierdie hangplek sien sy die kans nie hoor. Ja, nee. Maar die plekke waar jy oornag het, is dit hoofsaaklik boerderye by boere of was dit ja, wat se tipe slaapplekke vertel?
Een van die mees interessante plekke is in Oosrim, was op 'n plaas. Die vrou het gesê die blyplek is so 5 kilometer van waar hulle bly, maar sy sal vir ons gaan aflaai. Want jy weet 5 kilometer te voet is 'n uur en 'n half, nee, veral nog aan die Ja. einde van 'n dag. En môreoggend moet jy weer daai 5 terug. So met 'n fiets is dit niks. Kyk, ons het party aan dan sê mense, nee, die restaurant is 5 kilometer ver, daar staan die fietsse. Ek sê vergeet dit, ek sit hierdie boude nou nog op fiets. Ek het ver genoeg geloop. Maar ons kom by die vrou en sy vat ons nou in die huis in skoentjies uittrek net in die kombuis want ons kan nie verder want die hond is agter die deur toegemaak. Nou soos weer uitskoen, nie kan sy vir ons die boerdery wys. Nou gaan wys sy vir ons die kalfies en die bonte bokke en daar's 3 sulke katte en 'n kalkoen wat sy vere uitgepluk het want sy chommy is die haas, maar die haas het nou kleintjies, so die haas moet in 'n hok wees en die kalkoen kan nie met die haas kom nie. En al wat ek bang is hierdie mense gaan vir my nou lauwarm en eenmal bekertjie vars gemelkte melk gee want daar is vir my niks slegter as dit nie en ek sien dit gaan kom. Nee, sê sy maar ons kan die koeie gaan kyk want dit gereën het, daai koeimis is so slush daar op die grond, weet jy, sê net nee. Ons gaan hierdie in nie. Toe red sy my nou van die moontlikheid om ek sien al hoe hulle vir my gaan sê ek wil die melk so uit die spene uit ook drink, jy weet. Kindertrauma wat daar uitgekom het. Nou vat sy vir ons na die huis toe, dis in 1841 gebou en nou net ons is vanaand daar. Maar dis die dierbaarste vrou Margaret. Nou gaan ons in die huis en nou op weer skoentjies uit, reënjasse uit, nou in die gangetjie af, hier om 'n draai trappetjie af, daar is die toilet en nou moet ons op en toe besef ek, jy gaan nie in Nederland slaap as jy nie trappe klim nie. Terwyl hier vir ons sê ek altyd dan raas ek by die resort, sê ek, julle kan nie die stappers op die eerste verdieping sit nie, hulle is moeg, hulle het ver geloop grondvlak. Nee, jy gaan in elk geval daai trappe klim. Nou is ons hierdie trappetjies uit. Ons kamer is so half in die solder en die dak is so nou, ek en sy is albei lank, ons kry omtrent nie gestaan nie. Maar eers sê die vrou, sy wil net vir ons hierdie papier gee met hierdie noodnommers. Dis die ambulans en die brandweer en die polisie en hier is die regte adres, ons kan nou nie enige adres gee, dan gaan hulle nie weet waar ons is nie, dit en dit en dit. Nee, okay, is nou seker word ons vanaand alleen nie slaap, maar baie dankie vir die noodnommer. Nou loop ons met daai pragtige dubbeldeurige loodglas. Sy sê en as ons nou hier moet vinnig uit, daar is die knip om die deur oop te maak. Ons moet hier uit. Sy kyk ons so aan, sy sê want julle gaan nie by die venster uitkom nie. Tog ek ja, okay. Die venster is seker nog maar te klein vir ons. Nou is ons die trappe op hier na bo toe. En sy sê, nou moet sy vir ons nog iets wys. En sy sê onder die trap en so 'n luik wys sy daar. Sy sê, dis die nooduitgang. Ons moet nou daar ingaan en dan's daar 'n staaldeur wat ons so moet oopklap. En as ons deur is, moet ons die terugklap en dan eventually sal ons by die koeistal uitkom. Nou dink ek net hoeveel spinnekoppe en vleermuise en goed is in daai escape route. Sy sê, maar dis nie te probeer, dis net as jy gevaar word. Ja, en nou kyk ek en Maria kla mekaar so aan nie. Sy sê, maar daar's nog iets wat sy vergeet het. Daar's 'n beest. As ons in die nag voetstappe en 'n geknibbel hoor, moet ons nou nie skrik nie, dis die beest wat nou daar aankom. Nou sê Marie soos 'n spook, nee, sê 'n beest, eekoring het regop sterdiening het 'n plat ster. Dus lag een Duitser vir my, sê ja, kom nou van Afrika. Ek dink leeu en buffel, jy weet, hierdie beest wat nou nie, hierdie beest wat hier gaan inkom. Ja, die tyd is dit 'n marter, seker maar 'n steenmarter. Dink ek hulle het platsterte en hulle bly nie son, ja. Ja, dis soos 'n glorified rot. Ek weet nie, sy sê net hy is beskerm, sy mag hom nie vang nie, sy mag hom nie doodmaak nie, maar ons wil maar net weet. So dit was toe nou ons tweede aand wat ons te slaap het, wat ons al hierdie waarskuwings nou gekry het. Ja, so ander aand, ons het by 'n tannie in eintlik op my laptop hier, as jy my die name vra, so tannie van in die 80 gebly, Gonnie, sy het so 'n Wendy huis agter in haar erf, wat 4 mense kan slaap, en ons het by Duitse mense geslaap, die ou is 'n Hollander, sy vrou is 'n Duitser, so sy praat Duits wat ek verstaan van my Namibiese agtergrond, Marie is se pa is 'n Duitser, sy verstaan, die ou praat Hollands, ek praat Afrikaans, maar almal verstaan mekaar. Ja, en dit sê ons, ja, so ek dink dit is eintlik nie die een wat ons op die plaas gebly het, die ander meer so half in die dorpie, 'n pragtige plek was 'n nut, wat so van daai huisies wat die huisietjies voor en agter is die lang erf wat hulle ook en dan
plaas agtertoe. Ja, ja. Ja, so 'n ryke verskeidenheid van verblyf Ag, dit wat klink baie interessant wonderlik. was. Hoorie Ja. nou, as 'n mens nou so lanklaas met iemand saam was en julle begin nou stap, dit kan nie net vriendelik en liefdevol wees nie. Daar moet konflik wees of het julle dit reg gekry om oor niks vir mekaar kwaad te word nie? Weet jy, ons het nog altyd dit is so besonder om te dink, ons het 3 jaar van ons lewe by mekaar en ons saam deurgebring. Mm. En ons verstaan mekaar, ons is net daar vir mekaar, maar die een ding, ek bly myself op 'n klein dorpie. So en veral as jy nou dink die plekke waar ons nou stap jy's afgesonder, afgeleë. Jy's maar van mekaar afhanklik, jy weet, as daar 'n fout kom met 'n voertuig of na 'n ander dag het iemand antibiotika gekort, toe is daar die mense kon dit nie glo nie met die riemtelegram op die ou end antibiotika gekry met 'n ander riemtelegram dit weer vir die vrou vervang, want sy het dit nie net om dowe neute nie, sy het dit daarvoor as sy dit nodig het, so jy kan nie vir haar nou 3 maande laat sit sonder die goed nie. So ons is gewoond om mekaar te vra en om mekaar uit te help, en as jy sien hier's 'n probleem, dan help jy. Ja. En lyk my die mense daar is bietjie meer gereserveerd. So ons kom een aand en ek besef toe hierdie skoene van myne is nat. Hier kom moeilik uit en dan nog daarvoor is ons op hierdie klein dorpie, maar daar het ons nou eers gelinks en regs en vorentoe en agtertoe en vir die 4de keer toe nou eintlik die winkel gekry wat soos 'n sparrerige ding is, 'n naam wat sy ook nog nooit van gehoor het nie. Nou begin dit reën en ons is 2,5 kilometer uit die dorp uit. Nou sê ons, okay, ons gaan nou 'n taxi of 'n bus, maar dit is op die busroete nie. Nou wil sy nie Uber nie, want haar dokter sê partykeer betaal jy, dan is daar nie Uber nie, dan kom hulle nie. Nou sê ek, stap ons in die winkel. Ek sê, maar vra net hierdie mense, want dis wat ek by my Spar doen. Ek ken almal daar, so ek vra almal. Ja, ja. Sy sê, nee, sy sê die kind is 16, hy weet nie, want die jong kinders mag mos in die winkels werk. Sy sê dit help nie of jy vra nie. Sy sê, maar ek is kwaai, maar dit is nou van desperaatheid. Donker, het begin weer reën, ons moet nog by 'n slaapplek kom, iemand moet nou help, ek is gewoon in my land, iemand gaan vir my help. En daar sê sy, nee, jy maak jy los jou eie probleme op, jy weet, so nee, dit was regtig nou die enigste keer, wat sy, ek moet nie so kwaai wees nie, ek sê, maar ek was net desperaat, en toes dit uitgesort. Maar ja, sy's reg, want daai kind sal ook net sy skouers optrek en sê, weet ek veel. Nee, dit is Ja. ja. Wel, die een vrou wat my hoop op was, toe met die inloop, toe tel sy die winkelmandjie op en sy laat val dit. Die vrou het so geskrik, sy het so begin agteruitloop. So dis eintlik die een wat ek gedog het, kan miskien nog vir ons kan help, maar toe ons het daar 'n bietjie afgesit. Sy het besluit, nee, hier moet sy wegkom.